Goeiemôre allemaal. Ik zal een beetje met jullie Afrikaans gesels, is het oké? Dit is mijn Indiër-Afrikaans en all in all. Nou, goed om hier te wees. Ik moet eerstens zeggen, baie dankie voor pastor Lorenz. Hij heeft dit alles geregeld voor mij en ik waardeer. So ja, het is goed om hier te wees. En het is achter die Boerbos gordijn, hè? Is het wat die plek is genoemd? Achter die Boerbos gordijn? Ja, goed. Goed om hier te wees. En weet, als je Indiër in Zuid-Afrika is, mensen noemen je niet dat je volle zwart mens is. Mensen zeggen dat je is half black. Maar omdat ik in Nieuw-Zeeland gebleven voor 14 jaar, ik is niet meer half black, nie, ik is nu all black. So die Heer heeft die race in mijn leven voltooid. En ja, so ik was hier, ik was in Vogwel verleden naweek, ik was daar voor een biltongaand. Een beetje bediend in die kerk daar, EG-kerk. Ik ga rond die land, ik praat bij in die NG, die AG's, die EG kerken rond die land. En een goede week, ik was bij een paar van die scholen hier, Laatschool, Voorpost, Menlo Park. En dan, ik heb die zakenmensen, ik heb dit gedroomd, omdat jullie zakenmensen bediening is bij vroeg in de ochtend. Was het woensdag of donderdag? Was ik rechtig hier of heb ik dit gedroomd? Dat was zo vroeg in de ochtend. So, dit was een goede gelegenheid daar. Pastor Eddie en die mensen was daar. So, hoeveel van die zakenmensen is hier? Is jullie hier? Is Sikkeland op? Oké. So, als ik grapjes maak wat jullie al reeds gehoord hebben, net lach weer, oké? Dat is goed. Nou, dank je. En so, ik zeg voor die mensen dat ik is niet hier om mensen te oortegen. Ik is hier net om te getuigen. Het is niet mijn werk om mensen te oortuigen, dat is het werk van die Heilige Geest. En ik weet, Afrikaans is niet mijn eerste taal, niet, maar om te proberen is die beste geweer, is het zo? Ja. Dus ik zal een beetje proberen. En het ding is dat, ik heb bij rond die land gepraat in Afrikaans. En je leert en je ziet wat het is met die taal. En dat was, ik denk 2015, ik heb mannenochtend gedaan in Brits. En mijn vrouw Jolien, zij reed al die praatjes met die e-posten en alles. En er was een paar boeren daar. So, na die praatje heeft hulle een paar boksen van groenten gebracht. Dus ik zei, baie vrygewig, hulle geef my groenten. Maar die ou sê, jou vrou het gesê, stuur groenten. So ik kan op mijn phone. Ik kijk naar die e-post wat Jolien heeft gezegd. En je weet die autocorrect. Ze heeft gezegd, stuur groenten. En dan hulle het gedink groenten. Maar dit was oké. Ik heb al die groenten huis toe te vat. So dit was goed. Om dit te zien. En ja, so dit is waar ons was. En net om een beetje te getuigen. Wat er gebeurt. Mijn eerste Afrikaanse boek. Nou, ik is een goede Indiër. Ik heb voor jou boeken gebracht om te verkopen. So, je ziet, die boeken was R250, maar net weer die ochtend is het $249.99. Dat is een goede afslag. En ik heb ook een goede prijs. Als je 4 boeken koopt en je krijgt iets voor niet. Dus niet alle tijd je krijgt iets voor niet van de Indiro. Maar vanochtend is het een wonderwerk voor jullie. En so mijn eerste boek in Afrikaans, ik heb dit geschreven in 2012. En dat is deel van die boodschap waar ik hierdie ochtend wil uitdelen. En die naam van die boek is Een Boer mag 'n plan. Maar je hebt de Indiër nodig om dit te verkopen. En die boek praat, en wat is het dat ik praat van? Wat is het dat ik praat van? Ik praat van, mensen vragen, wat is het dat je verkoopt? En ik zeg, ik verkoop een boodschap van hoop. Dat ons moet nooit bang wees om een onbekende toekomst in die handen van een bekende God te vertrouwen. Dit is wat ons moet weten. En ons moet leven vrij van stress en al die negatieve denken en al die angst wat in die wereld is. En ons moet weten dat die beste leen nog voor. Maar die T's en C's is met Christus. Als je niet met Christus is, dan die toekomst ligt baie warm, warm. Maar als je met Christus is, dan is die toekomst baie positief. En in hierdie boek, ik praat ook van dingen zoals die geloftes. Nou, het is niet al die tijd dat je leest een boek van die Indiro en je praat van die gelofte. Omdat jullie is deel van geschiedenis. Jullie lezen naar die eerste en enigste Indiër wie een gastspreker voor een geloftefeest was. In Onderheningsspruit. Je weet waar Onderheningsspruit is? Dit is in Kroonstad. Je weet waar Kroonstad is? Dit is in die Vrystaat. En ik doe baie bediening in die Vrystaat. Ik preek baie
En die NG is daar, en die AG is, ek was by Dr. Deo daar, NG Pellissier daar, ek was april maand, ek was in Grey College, ek het 'n toespraak gedoen by Grey College, eerste Indiër wie daar was, en so ek doen baie preeke in die Vrystaat, en in die Volksblad, die Koerant het 'n artikel oor my geskryf, en in die onderhoud, die redenis was baie, wat kan ek sê, jy het gesê, man, ek is so opgewonde, jy weet, jy is 'n Indiër en jy besoek soveel die Vrystaat. Hoe is dit dat jy hou soveel van die Vrystaat? Ek sê, wel, jy weet, ek is Indiër. Sê, ja, en ons hou van alles wat is vry. So, dis die Vrystaat. So, ons hou van die Vrystaat. So, nou is ek agter die Boerbosgordijn. En net om te bevestig, dat is onzekerheid in die toekomst. Daar is teleurgesteldheid. En daar is moontlikheid ook. As ons na die koerante lees en na die TV kyk, dan ons vat al hierdie aan. En ons is nie in 'n positiewe plek nie. Ons is in 'n negatiewe plek. Omdat wat ons moet weet is dat vir die media, wat verkoop? Is dit die goeie nuus wat verkoop of is dit die slegte nuus? En dis wat gebeur. As jy luister na die nuus, as jy kyk na die televisie nuus, dan jy kry al hierdie slegte nuus. En die boodskap wat die Here vir ons gegee het, is wat ek afkondig en ek praat van hierdie oggend. Dat die beste lê nog voor as jy met Christus is. En vir my, alles het gebeur vir my op begin in die jaar 2000. Ek was 'n sakeman in Durban. Ek het my eie besigheid. Ek was 'n versekeringsmakelaar en 'n rekenmeester. Omdat dit wat jy doen. Jy gee vir Indiër mans jou sakrekenaar en hy doen vir jou belasting. Jy weet, dis waar ons is. En dinge was goed. Huis op die strand in Amslouti, Durban. Mense wie vir my werk, ry in die nuutste Jaguar. Nou in Nieu-Seeland en Australië, ek moet stop daar en sê en verduidelik, nie die dier nie, maar die kar, Jaguar. Omdat in Nieu-Seeland en Australië, wanneer toe hulle weet dat jy van Suid-Afrika is, dan hulle vra, "Hey bro, you got wild animals in your backyard?" En as jy ja, ek bly in die Kruger National Park, jy weet. So dis ook wat ek sê, en dis wat dit was. Dinge was goed in die besigheid. En dan mense vra vir my, as dinge so goed was, hoekom het jy na Nieu-Seeland gemigreer? Maklik. Ek was aangekom met 'n vuurwapen in die jaar 2000, maar moenie bekommerd wees nie, ek het oorleef, alright? En ek weet dat ek terug in Suid-Afrika is, François, omdat in Nieu-Seeland en Australië, toe ek vir die mense sê, ek was aangekom met 'n vuurwapen, hulle is like, hulle is so verbaas. Maar in Suid-Afrika, toe ek vir die mense sê, ek was aangekom met 'n vuurwapen, hulle sit daar net soos hierdie broer, met sy hande, wat is jou naam broer? Hulle sit daar net soos Jaco. Toe Jaco my hoor sê, ek was aangekom met 'n vuurwapen, Jaco sit daar, en ek weet wat is in jou gedagtes, Jaco. Jy hoor my sê, ek was aangekom met 'n vuurwapen, en onmiddellik jy sê, net een keer broer, jy weet. So, ek was blij, dit was net een keer. Maar ek was ook blij, dat op die oomblik, ek nie betrokken in die geloof van my geboortenis nie. Omdat die geloof van my geboortenis, Hindoesma, dit leer vir ons filosofie, wat is genoemd karma. En wat is karma? Karma sê dat as jy goeie dinge doen, dan kry jy goeie dinge. As jy slegte dinge doen, dan kry jy slegte dinge. Maar net wat ek sê in hierdie slide dat ons moet weet, slegte dinge gebeur met goeie mense. Dis net hoe dit is. En dis nie dat daar is 'n fout of probleem is nie. En op daai oomblik, vanuit daai verwerping, het die Here vir my in 'n rigting gestuur. En die rigting was na Nieu-Seeland. En ek sê, die Here het 'n sens van humor, omdat ek was groot geworden in Durban, en 'n Indiër was ons groot geword met die leuen, dat Afrikaans die taal van die onderdrukker was, en rugby die sport van die onderdrukker was. En ek sê sens van humor, omdat van al die lande in die wêreld, die Here stuur my na Nieu-Seeland, waar hulle godsdienst is, rugby. En ek gaan daar vanuit daai verwerping, en die rigting is om na Nieu-Seeland te gaan. En die plan was om die verkoping van die besigheid in die bank te sit, en daaraf van die rente te leef. 'n mooi plan, maar net een klein probleem. Toe ons in Nieu-Seeland is, ons kyk in die bankrekening, geen geld nie. En ek bel my prokureur in Durban, en ek vra vir hom, wat moet ek doen? En hy sê, jy moet terug na Durban kom, en all, Indiër prokureur. Nie 'n maklike besluit om te maak nie, omdat ons het alreeds die beplanning gemaak om in Nieu-Seeland te bly. Maar jy weet wat, ek en jy, ons het 'n advokaat. Nie Gerinel nie, maar Jesus Christus. En ek het die Here gevra, Here, wat moet ek doen? En die Here sê vir my duidelik hierdie woorde, Mayen, alles wat ek jou in Suid-Afrika geseën het, vergeet dit. Ek sal jou seën opnuut. En mense luister na dit en hulle dink, wow, Mayen, dit is 'n groot geloof om te hê.
En ek sê nee, dis nie 'n groot geloof om te hê nie, maar geloof in 'n groot God te hê. Jy sien die verskil? Toe jy dink dat jy moet groot geloof hê, dan wie is verantwoordelik vir jou redding? Jouself. Maar ons moet weet, Jesus het gesê, geloof so klein soos 'n mosterdsaad. Dis alles wat die Here nodig. Nie 'n groot geloof nie, maar net geloof genoeg om na die Here te kom en sê, Here, help my. Ek weet nie wat om te doen nie. En omdat ek het baie bediening gedoen met manne oral in Suid-Afrika, ek leer van 'n kultuur wat is vergeet. En daai kultuur sê vir 'n man, cowboys don't cry. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Omdat ek vra vir die manne, sê vir my, wat is die kortste vers in die Bybel? Jesus het geween. Jesus wept. En wie is ons voorbeeld om 'n man te wees? Jesus Christ. So manne, hierdie oggend, ek gee vir julle toestemming om te huil. Om te huil. Nie om te dink dat jy is John Rambo of John Wayne of so, Arnold Schwarzenegger or whatever. Dis okay. En daar ek was in New Zealand. Geen geld in die bankrekening. Met my vrou en my 8-maande dogter. Kruispad. Weet nie wat om te doen. En ek sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Wees vir my. Wat moet ek doen? En ek sê vir die manne, vrouens so, dis okay om by 'n plek te kom en jy weet nie wat om te doen nie. Die wêreld sê, you need to be the man. Be the man. Wat bedoel dit? Dat jy moet al die antwoorde hê? En dis hoekom ons sit soveel druk op ons skouers. Omdat ons moet weet, ons is nie verantwoordelik vir ons eie redding nie. Ons is nie die oplossing nie. Ons is nie die oplosser nie. Daar is net een oplosser, en dis nie ek en jy nie. Dis net Jesus Christus. En die Here kan nie met jou werk nie, kan nie met ons werk nie, as ons dink dat ons het al die antwoorde. It's what you learn after you think you know it all that really matters. En dis waar ek was. Jy sien, in Suid-Afrika, ek het my Jaguar, ek het my checkboek, ek het my bankrekening. As ek in die moeilikheid is, ek kan 'n check 8 haal, checkboek, skryf, ons gebruik nie checkbooks nou, maar jy weet wat dis hoe dit was. En ek het gedink, ek was die man. En ek gaan na New Zealand. En dan begin die Here om my te praat, omdat ek was in 'n nederige plek. En ek moet leer. En ek vra vir die Here, hoekom is ek hier? En die Here gee my die woorde, from the pit to the palace. En daai woorde was die begin van my eerste boek, from the pit to the palace. En ek vra, Here, wat bedoel jy? En hy sê vir my, wat ek het vir Josef gedoen, ek sal vir jou ook doen. En julle ken die storie van Josef? Sê, bure het hom in die put gegooi? Nee, sê eie, broers. En ek sal vir julle geheim sê, die mense wie my besigheid gekoop het en my nie betaal nie, was my eie familie. Nou ek weet, in jou familie alles is reg, geen probleme, maar my familie was dit 'n ander storie. Maar ek moet hierdie lesse leer. En dis wat ek wil vir julle sê, dat ons moet nie dink nie, dat as ons in die moeilikheid is, dat God is kwaad vir ons. Dat daar is 'n probleem. So as ons kyk na die tweede slide, kan jy die tweede slide vir my wys asseblief? Ek dink die battery nie daarin nie. Waar is ek? Kies vir daar sê. Nee, ons gaan nie op vakansie nie. En dis wat ek praat van. Dat die wêreld sê, dat as jy in 'n plek van moeilikheid is, dan jy het iets fout gedoen, die Here is nie bly met jou nie, maar ons moet weet dis, dat slegte dinge gebeur met goeie mense. Dis net hoe dit is. En ek leer al hierdie lesse, nie toe ek op die berg was, maar toe ek in die vallei was. En ek vra vir die Here, hoe kan ek hier verder dien? In Suid-Afrika het ek soveel geld, ek kon 'n check skryf, hierdie bediening sien, daai kerk sien, maar hoe kan ek hier verder dien, Here? En dan, die Here sê vir my, Mayan, eerstens, hy geef my 'n snotklap. Hy sê, Mayan, leer hierdie. Ek nodig nie jou geld nie, ek nodig jou hart. Wanneer die Here jou hart het, dan het jy alles. Hy het jou tyd, hy het jou besigheid,
En wat was David genoem? 'n man na God se beursie? Nee, dis die Indiese Bybel. Maar David was genoem 'n man na God se hart. En as jy kyk na die volgende slide, daai woorde dat God nodig jou hart. Dit was die begin van my boek Saad of Vraat. En ek noem hierdie boek my belangrikste boek. As jy dit weer druk, jy sal sien 'n bietjie meer oor die boek. En wat hierdie boek, die rede hoekom ek sê hierdie boek is my belangrikste boek, is omdat dit praat van 'n onderwerp wat is so belangrik, finansies. Omdat ons moet weet dat die nommer 1 rede hoekom daar is moeilikheid in huwelike is oor finansies. Daar is 2084 verse in die Bybel wat praat oor finansies. Geld beklemtoon wat in jou hart regtig is. Dis hoe dit is. Hoe jy jou geld hanteer, dit wys vir mense wie jy regtig is. 16 uit die 38 gelykenisse in die Bybel praat oor finansies. En ek leer hierdie lesse toe ek in die put is, alles verloor het. En die Here wil my opbou aan waar hy wou dat ek moet wees. En jy weet, my eerste werk in New Zealand, Suid-Afrika, hy is op die straat, ry in die se Jaguar. My eerste werk in New Zealand was in Burger King. Nie die direkteur of die bestuurder daar nie, nee. Ek moet heel onder begin. Vloere skoonmaak, toilette skoonmaak, maar voor ek die burgers gemaak het ek my hande gewas. En jy sien, vir 'n Aussie of 'n Kiwi, om daai werk te doen, is nie 'n probleem nie. Maar vir Suid-Afrikaners, om toilette skoon te maak, en vloere skoon te maak, jy is nie 'n succesvol mens nie, jy is 'n mislukking. En as jy Indiër is dit 'n double whammy. Omdat in ons Indiër kultuur, ons stel belang in iets wat is genoem die caste stelsel, die caste system. En in die caste system, as jy 'n ryk persoon is, dan jy is bo-op. Maar as jy vloere en toilette skoon maak, jy is heel onder. En ek sal vir julle iets sê, wat my ma vir ons geleer het, toe ons jong was. Lewensles gegee. Toe ons in die kar is en ons ry verby iemand wie die strate skoon maak, my ma sê, hey, as jy nie goed in matriek doen nie, en jy nie in universiteit gaan, en jy nie 'n goeie werk kry nie, dan jy sal op die strate wees. Nou my ma se oë, as die ou wie die strate skoon maak was onder, waar was 'n seun nou, die toilet skoon maak? Bo of heel onder? Heel onder. En dis die fout dat ons maak. En ek sal 'n bietjie meer verduidelik wat gebeur. Maar ook van net daai verwerping, toe ek my besigheid verloor het die Here aan my 'n rigting gestuur om 'n onderwyser te wees. En ek begin hierdie kursus in 2001 in New Zealand om 'n onderwyser te wees. En die begin van daai kursus, ons moet 'n groete, ons gaan by 'n kamp, 'n studentkamp. En in daai kamp, die dosent vra vir ons om 'n groete te bring in ons moedertaal. En ek sê vir hom, bro, hy praat nie enige Indiër taal nie. Hy sê, nee, maar ek weet jy praat Afrikaans. I'm like, oh, ja. Ek sê, bro, Afrikaans is 'n taal van boosheid, man. Hy los dit nie daar nie, hy gaan en hy vat die Bybel. En hy lees uit die Bybel die vers wat sê, elke knie sal buig en elke tong getuig dat Jesus Christus is die Here. Filippense 2:10-11. En toe ek daai woord hoor, elke tong sal getuig, onmiddellik was die skiele, die oogklappe, wat oor my hart en oor my oë was gebreken. En vir die eerste keer in New Zealand, in 2001, ek praat Afrikaans met vrede en vrugte. Ek bring daai groete, nie groente nie, met blydskap. En wat 'n sport dink jy speel die seuns in daai kamp in New Zealand? Vir die eerste keer ek gooi 'n rugbybal. Nou jy sê vir my, was dit toevallig dat intussen 'n jaar, toe ek die slegte houding in my lewe was gebreken, het die Here All Blacks op my pad gebring. En nie enige All Blacks nie, maar All Black greats, soos Michael Jones, Ronnie Clark, sy seun speel tans in die All Blacks nou, nommer 11, wat sy naam? Caleb Clark. En hierdie Inga the Winger Tuigamala. Wie is die boek ek het geskryf? En niks is toevallig nie. Niks is toevallig. En dis wat ek wil vir julle aanmoedig vanoggend. As ons slegte houding is gebreken, as ons in 'n goeie plek is met die Here, dan kan die seëninge van die Here vloei in ons lewe. Daar is 'n mooi spreekwoord wat ek het geleer. Toe ek my slegte houding teen Afrikaans en rugby verander
het ek geleer dat dit so belangrik. You see, when you change the way you look at things, then the things you look at begin to change. En dis wat die woord van God wat vir ons kan doen. As ons in die woord is, dan die Here kan dinge, die slegte dinge verander vir ons. My groot oom, Mahatma Gandhi, het gesê, wees die verskil dat jy wou in die wêreld sien. Be the change you want to see in the world. Waar begin daai verandering? Dit begin nie met ander mense nie, dit begin met jouself. Herstel jouself eerstens. Ons vra al die tyd vir herlewing. Maar waar begin die herlewing? Met jou. In jou kamer, in jou huis. Dit waar dit begin. En dan ons bring daai herlewing saam met ons in die kerk. En ons deel dit aan. En dit is wat ek moet leer. En hierdie jou, die Here het hom gebruik om soveel raad in my lewe te gee, soveel inspirasie te gee, en om die waarheid in my lewe te praat. Hy is nou met die Here, hy het gesterf 3 jaar gelede, maar hy sê, nalatenskap, dit gaan aan. Sjoef, dit is 'n groot woord vir die Indiër, nalatenskap. Hoeveel Indiër mense het julle gehoor daai woord gebruik? Nalatenskap. Maar Inga, sy nalatenskap gaan aan en aan. In my lewe, in my getuienis. Omdat hy is deel van dit. En dit wat ek wil vir julle ondersteun. Dat God kan van ons verwerping gebruik om vir ons in 'n rigting te stuur. Vanuit ons grootste verwerping kan die Here vir ons in ons grootste rigting stuur. En as ons gehoorsaam is om daai rigting te volg, dan kan ons voorberei wees vir die opstanding. En die woord wat die Here vir my gegee het, is vanuit Romeine 8:28. Waar die woord sê, ons kan nou van een saak seker wees, dat God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God lief het, werk alles tot ons beswil. Nou wees eerlik met my. Wat is elke ding? Is elke ding net die goeie dinge? Nee, elke ding is alles. En jy sit hier vanoggend, en jy sê, maar jy weet nie waar ek is. En ek sê, nee, ek weet waar jy is. As jy in moeilikheid, onsekerheid, ek ken daai plek. En dis wat ek het gedoen. Ek het nie 'n aansoek gedoen vir die leeu's werk nie. Ek het 'n praatjie gedoen in Lewende Woord Bremeria 2012, November aan, manne aan. En na die praatjie het Johan Ackerman na my gekom en gevra om hulle te help. Hy was eerlik, hy het gesê, jy weet, ek is nie aangesluit as die hoofafrigter, ek weet nie baie hoe om dit te doen, en ek nodig help. Hy was ook meer eerlik, om te sê dat, omdat hulle borge verloor het, hulle het nie geld nie, wou nie baie van die mental coaches en lewensaftigers met hulle werk nie, omdat hulle het geen geld om te betaal, en ook, who wants to associate with losers? Omdat mense het gesê, dit is die swakste leeuwspan ooit. Hulle sal nie terug in Super Rugby wees nie. Maar jy sien, ek weet, dat dit gaan nie oor wen of verloor nie. Dit gaan oor wat die Here sê. En ek gaan by die leeu's. 2013. Geen geld, geen borgers, en ek begin met hulle. En my eerste praatjie met hulle, ek sê vir hulle, julle is in 'n plek van moeilikheid, onsekerheid, teleurgestellenheid. Ek ken daai plek. Julle Afrikaanse mense noem daai plek Tomatiestraat. En ek lag hard, omdat daai jong Afrikaanse seuns, hulle weet nie wat ek bedoel nie. En ek sê, nou die Indiër moet vir julle Afrikaans leer. Omdat ek het geleer, dat toe 'n Afrikaanse mens in die moeilikheid is, hy sê, hy het in Tomatiestraat beland. En ek het vir hulle gesê, man, moenie bekommer wees nie, wag daar in Tomatiestraat, omdat ons Indiër mense hou baie van tomaties om curry te maak. So ek sal 'n paar tomaties huis toe vat om curry te maak. En die subtitel van hierdie boek is Verwerping, Rigting en Opstanding. En ook moenie tou opgooi nie, of is dit moenie opgooi? Moenie opgooi of moenie? Nou, as jy wil opgooi, gaan badkamer toe. Moenie tou opgooi nie. Vasbyt en deurdruk in die Here. En dis wat ek vir die leeu's verduidelik het. Ek het vir hulle gevra, hoekom is julle uit van Super Rugby? Omdat God is kwaad vir ons. En jy? Omdat ek het iets fout gedoen. En ek sê, dis karma, man.
Dis nie die woord van God. En hierdie is die antidote vir karma. Romeine 8:28. Dat ons kan nou van een saak seker wees. Nie onseker nie, maar seker. Geloof so klein soos 'n mosterdsaad. En ek gaan by die leeu's. En ek moet daai slegte houding verander. En jy sal sien in die volgende slide, die foto van die leeu's. 2013. Net een springbok in daai span. Jou linkerkant bo op CJ van der Linde. Al die ander spelers was onberoemde spelers op daai oomblik. Dit was so erg dat ons moet vra van die ander unies om spelers aan ons te leen. So die Sharks, die Bulle, die Cheetahs, hulle het vir ons spelers geleen. Nie hulle beste spelers nie, maar hulle rejects. Moenie vir die leeu sê ek het gesê hulle was rejects nou. Hey, okay. Maar dit wat dit was. En ek begin met die leeu's. Nie in 'n plek van opstanding nie, maar verwerping. En ek moet daai slegte houding verander. En ek nooi die kaptein, JC Jansen van Rensburg. Jy het hom gehoor in daai video. Jammer, hy het in Engels gepraat. Die Afrikaans is nie so goed soos myne nie, maar JC verduidelik in die voorwoord. Wat het gebeur? Die eerste ontmoeting. Ek sit hom op 'n stoel. En ek doen 'n onderhoud met hom as die kaptein van die leeuspan, wie terug nou in Super Rugby is. En JC sê, ek het gedink, Mayan was mal. Omdat die promotion relegation wedstryd was steeds 7 maande in die toekoms. En hy vra vir my, JC, hoe voel dit dat julle nou terug in Super Rugby is? JC, as die kaptein, wat is jou planne vorentoe? JC, hoe voel dit nou? En hy sê, dan ek kyk rond die kamer. En ek sien in die oë van my spelers, daar is 'n verandering. Van negatief tot positief. Van hopeloos tot hoop. En dan ek speel aan met Mayan en ek antwoord hom. En hy gee vir my 'n make-believe trofee. En hy sê, JC, hold die trofee op. En dan ek leer wat Mayan het gedoen. Mayan het 'n span wie af en uit was. Weer in hulle self te laat glo dat hulle die beste sal wees. Jy sien, ek ken daai plek. Ek was daar, waar jy af en uit was. Mense gee vir jou nie die hoop om terug te kom. Mense sê, dis die einde. Mense sê, hey, die vrou, ja, geen hoop. Groot gemors. Ek ken daai plek. Ek was daar. Toilette skoonmaak, vloere skoonmaak. Mense praat leuns. Wie my besigheid gesteel het. Ons skuld hom nie, hy skuld ons. Tamatiestraat. Jy weet, toe ek hierdie boek geskryf het, was 2016. En op die voorblad, by die moenie toe opgooi nie. Ek weet jy, kan julle dit sien? Daar is moenie toe opgooi nie. Wat is daar by die toe? 'n prentjie van 'n toe. En in April maand het ek geleer, waar kry ons daai spreekwoord tamatiestraat? Weet julle waar jy kry dit van? Wees hier, jy kan sê nee, so die Indiër kan vir die Afrikaans leer. Mense weet nie waar dit kom uit van. En ek het geleer, dat jou voorvaders, voor hulle hier na Suid-Afrika gekom het, in die 1600s, hulle was die Huguenots. En hulle was vervolg vir hulle geloof van die katholieke kerk. En in daai dae, toe hulle die Christenmense, jou voorvaders gevang het, hulle het hulle gehang. Maar voor hulle gehang is, hulle is in die straat, in die public square, die public arena. Omdat dit was 'n public hang. En voor hulle is gehang, kom al die mense en hulle vat tomaties. En hulle gooi hulle met tomaties. En dan in die straat is daar vol tomaties. Daai straat is tomatiestraat. So, as 'n mens in die moeilikste plek is, voor hy is gehang. Dit wat die mense praat van. Jy is in tomatiestraat.
Ek het nie geweet nie, wat gebruik mense om mense te hang? Hulle gebruik 'n tou. Ek het dit alreeds gesit in 2016, 'n tou op die voorblad. Ek het nie geweet nie wat dit bedoel nie, op daai tyd. En letterlik, toe ek by 'n kerk gaan en ek praat van Tomatiestraat, ek kry soveel boodskappe van mense wie sê, "Man, iemand het my genooi. Ek was nie in 'n goeie plek nie. Ek het stemme in my kop gehoor om te sê, ek is nie goed genoeg nie. Jy is nie die moeite werd nie." Hulle het my genooi en ek kom daar en ek sê, "Ja, dis die einde van my lewe." En hulle kry daai selfmoordgedagtes. Omdat hulle glo nie in wat God se woord sê vir hulle nie. En as jy hier is, en jy kry those gedagtes, die Here het my hier gestuur om julle te herinner, dat die beste lê nog voor. Moenie dink dat dis die einde nie, dis net die begin. As mense jou onder gedoen het, as daar slegte dinge wat het gebeur in jou lewens, jy weet wat, God gaan dit verander. En dis wat ek vir die leeu's gedoen het. Ek het vir hulle gesê, julle is in 'n lae plek nou, julle is uit van super rugby. Maar wat is die hoogste plek vir 'n Suid-Afrikaner rugby speler te wees? En hulle almal sê om 'n Springbok te wees. En ek sê vir hulle, miskien was dit 'n profetier of net om lewe te spreek. Wanneer julle Springbok spelers sal wees, moenie vergeet waar dit begin van. Nie van 'n plek van opstanding nie, maar 'n plek van verwerping. Was dit toevallig intussen 'n jaar van uit daai span 2013 van Rejects was daar 8 Springbok spelers. Jaco Kriel, Roan Dreyer, Julian Reddelhuys, Manus Boshoff, Robbie Coetzee, Ross Gronier. Was dit toevallig? As daai manne gehoor aan die stemme wat sê, jy is nie goed genoeg nie, swakste leeuspan, gee dit op, rugby is nie 'n toekoms vir jou nie. Ek het een naam uitgelos. Die ou met die blou hemp. Hy sit vorentoe daar. Daai ou is 'n 2 keer rugby wêreldkampioen. Wat sy naam? Sous Franco Mostert. En miskien is jy in daai plek. Jy is in Tomatiestraat. Jy dink dis die einde van die pad. God sê nee. God sê nee. En dis wat ons moet weet. My gunsteling vers in die Bybel is die vers uit die storie van Josef. En dit praat van identiteit. Jy weet, ek het na New Zealand gegaan. Ek het alles verloor. Besigheid en alles. En ek gaan daar en ek maak burgers. En ek deel uit my getuienis in 2021 in 'n Afrikaans kerk in Auckland. En ek deel uit en ek sê vir hulle, toe ek die burgers gemaak het, het ek my identiteit gevind. Dat my burgerskap in die hemel was. En ek draai om na die dominee en sê, dominee, ek het die titel vir my volgende Afrikaans boek. Van burgers maak tot burgerskap. Die soek na identiteit. En jy sien, ek sit 'n mooi foto van 'n bunny child daar en ek sê, dis die regte karikap. En ek verduidelik vir mense, dat jou identiteit is nie in jou geld nie, nie in jou bankrekening, nie in jou salaris nie, nie in jou kar nie, nie in jou huis nie. Jou identiteit is in Christus. Nou, vanaand, ek deel uit my getuienis van 'n Hindu tot 'n Christen, en ek sal vir julle 'n video wys daar, waar die ou het my gevra, ek het 'n onderhoud gedoen vir my boek, Born a Hindu, Die a Hindu. Dis my getuienis van 'n Hindu tot 'n Christen, en in New Zealand, die ou het my gevra, jy is 'n Indiër, jy is 'n Suid-Afrikaner, jy is ook 'n Kiwi, maar watter burgerskap hou jy aan met? En onmiddellik ek antwoord hom en ek sê, my burgerskap is in die hemel. Filippense 3:20. Dis wat ons moet weet. Ons burgerskap gaan nie oor ons velkleur nie, ons kultuur nie. Ons burgerskap is in die Here. Dis wat ons moet weet. En Morney Steyn, ek weet nie as jy sal hom ken nie, hy is nie so beroemd soos ek nie, maar Morney Steyn het die voorwoord geskryf, en hy praat van ons verhouding, en wat het gebeur, en hoe, hy was kwaad vir my, omdat ek die bulle weggelos, en ek na die leeu's gegaan het, en hy praat van ons verhouding, en dan, dat is 'n ander, nie so beroemd soos ek nie, Jean de Villiers, hy skryf die laaste woord, en hy praat van as kaptein van die span, hoe belangrik dit is, dat die span moet weet, hulle identiteit, en die spelers ook, moet weet wat die kultuur is van die span. So, hulle ondersteun wat ek praat van hier.
dat ons burgerskap is in die hemel. Because if we don't know who we are, someone's going to tell us who we're not. En nou, ek kan nie die Engelse boek noem, From Making Burgers to Finding Your Citizenship. So die Engelse boek is genoem, Who Am I? En die rede ook om te sê, Who Am I? Dis die vraag wat ek het gehad. Toe ek in Suid-Afrika was, in die 80s en die 90s, ek het nie geweet nie, is ek 'n Indiër? Ek praat nie enige Indiër taal nie. Ek het nie na Indië gegaan nie. Hoe kan ek sê ek is Suid-Afrikaner? Omdat die wet erken my nie as 'n Suid-Afrikaner nie. Maar dan toe ek tot bekering gekom het ek geleer van 'n God wie my soveel liefde gehad het, dat hy op die kruis gesterf het. En dis waar ek het my identiteit gevind. Dat my identiteit was in die Here, was in wat God vir my sê, wie ek regtig is, nie in wat mense vir my sê. Is die mense wou jou in 'n wat noem jy dit? Hulle wou jou in 'n wat is dit? Box, dis hier, 'n box sit. Om te sê jy is hierdie. Jy is Indiër. Jy kan nie na die Afrikaners gaan preek in Afrikaans nie. Hulle sal jou nie ontvang nie. Jy kan dit nie doen nie. Hulle sal sê, jy kan nie betrokke in rugby wees nie, omdat hoeveel Indiër mense speel in rugby. Maar die Here het 'n ander plan. Jy kan jou roeping mis as jy luister na mense. En vir my, dis hoe dit so gebeur het. Ek is so dankbaar, dat ek is nou in my roeping, as die Indiër boertjie wie betrokke in rugby is. En my familie in Durban, hulle is baie kwaad vir my. Hulle sê, hey, jy skryf in Afrikaans, en jy praat in Afrikaans, op Facebook, nie, julle noem dit nie Facebook nie, julle noem dit gesigsboek, hè? Is dit so? Hulle sê, jy moet in Engels skryf. Maar hulle weet nie wat ons weet nie. Jy weet. Nou, Driekus het daar lyn van my gesteel, so ek moet vir hom sê. Omdat, Afrikaans is die hemelse taal, en ek is op pad hemel toe, so ek moet die taal gebruik. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Dis wat dit is, ja. Identiteit, dis wat ek praat van, en jy sal sien wat ek bedoel. En ek wil afsluit baie vinnig, omdat ek weet, dat is baie goeie middagete, François, is dit so? Bunny chow? Ja, bunny chow. En my gunsteling vers, jy sal sien in die volgende slide, my gunsteling vers is uit die storie van Josef. Genesis 50:20. Josef is die eerste minister van Egypte en sy broers kom vorentoe hom. En hulle wil weet, hey, hoe is dit moontlik dat jy nou die eerste minister van Egypte is? En Josef verduidelik, julle het 'n slegte ding aan my gedoen het, maar die Here het julle het 'n vreeslike ding aan my gedoen het, maar die Here het die slegte ding in iets goeds verander. En ek stop daar en ek sê, jy weet wat, as Josef net een woord kon gebruik om sy broers te antwoord, toe hulle gevra het, hoe is dit moontlik dat ons nie die drome, die planne wat die Here vir jou gegee het, hoe is dit moontlik dat ons dit nie gestop het, ons dit nie geëindig het? So Josef antwoord met hierdie een woord. Jy gaan sien dit in die volgende slide. Onsteedbaar. Onsteedbaar. Jy sien, die drome, die planne wat die Here vir jou gegee het, is onsteedbaar. Niemand, nie mense, nie omstandighede kan dit stop, kan dit eindig. Miskien jy sit hier vanoggend en jy sê, man, ja, daar was 'n tyd, ek het 'n droom gekry, ek het 'n plan gehad, maar jy weet wat, mense het gekom en hulle het dit sleg gemaak, bla bla bla. Nee, die Here sê, sit jou vertroue in my. Glo. Dis waar dit begin het met die leeu's. Mine het gehelp om 'n span wat af en uit was, weer in hulle self te laat glo. Dat hulle die beste sal wees. En dis wat jy moet weet.